is die eerste van 2 boodskappe oor geloof. En ek lees vir ons net 2 verse uit die bekende Hebreërs 11. Vers 1 sê, geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. En dan vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Geloof is nie dieselfde as hoop nie. Om te sê, ek hoop, ons het môre goeie weer, is nie geloof nie, want hierdie stelling bevat 'n element van twyfel, onsekerheid. Ek hoop ons het môre goeie weer, maar daar's 'n kans dat ons nie goeie weer gaan hê nie. Nou, die eerste vers wat ons gelees het, gee vir ons 'n definisie vir geloof. Die vers bestaan uit 2 dele. Die eerste gedeelte van die vers sê die volgende: geloof is sekerheid van die dinge wat ons hoop. Let op die woordjie sekerheid. Sekerheid. Die woord in die oorspronklike taal is hypostasis. Nou die woord kan ook vertaal word met confident, convinced. Met ander woorde, ek is oortuig van iets. Ek hoop ons het môre goeie weer. Is nie geloof nie, want daar's 'n element van onsekerheid. Maar as ek intussen die weerberig vir môre gesien het, en die weerberig sê, bo alle redelike twyfel dat ons môre goeie weer sal hê. Nou is ek oortuig. Nou is ek confident. Nou is ek convinced. Nou is ek seker van dit waarop ek hoop. Dis geloof. Die tweede gedeelte van die vers sê, geloof is 'n bewys van dinge wat nie gesien word nie. Let op die woord bewys. In die oorspronklike taal is dit elekgos. Elekgos kan ook vertaal word met verified, iets wat geverifieer is. Met ander woorde, ek het seker gemaak, dis die waarheid. Daarom glo ek dit. Ek kan dit nie sien nie, maar ek het regtig baie seker gemaak, dit is so. Dit is die waarheid. Omdat ek seker is, omdat ek dit geverifieer het, daarom glo ek dit. So as ek vir jou 'n definisie kan gee van wat geloof is, die kortste definisie in die wêreld, sekerlik. 'n Opsomming van Hebreërs 11 vers 1, dan sit net 3 woorde. Geloof is sekerheid. As jy nog onseker is oor iets, het jy nog nie by geloof gekom nie. As jy onseker is oor God, of God bestaan, het jy nog nie by geloof gekom nie. Geloof is sekerheid. Sekerheid. Jy sterf nie vir goed waaroor jy onseker is nie. Die vroeë gelowiges het geglo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, want hulle was seker. En daarom het baie van hulle gesterf vir hulle geloof. Nou kom ons sê vinnig 2 goed wat geloof nie is nie. 2 dinge wat geloof nie is nie. Die eerste een is baie van ons ken die apostoliese geloofsbelydenis. Hierdie belydenis word
byna elke Sondag in sommige kerke opgesê. En dit klink so: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. En dan gaan die belydenis so aan. Geloof is nie om bloot maar net saam te stem met 'n geloofsbelydenis soos hierdie een nie. Die apostoliese geloofsbelydenis is 'n baie mooi geloofsbelydenis en dit is 100% Bybels. Maar geloof, ware geloof, is nie bloot om net saam te stem met hierdie geloofsbelydenis nie. Karl Barth sê, en ek haal hom aan, Christian faith occurs in the encounter of the believer with him in whom he believes. Luister mooi, hy sê Christian faith occurs in the encounter with him in whom the believer believes. Met ander woorde, ware geloof kom uit my ervaring en belewenis van God. Omdat ek God beleef het vir myself, hom ervaar het in my eie lewe. Daarom is ek oortuig. Daarom is ek seker. Dit is ware geloof. En nou kan ek saam met hierdie geloofsbelydenis bely ek glo. En dan het hierdie geloofsbelydenis baie meer betekenis. Maar om te glo, om net saam te stem met 'n geloofsbelydenis is nie geloof nie. Ware geloof kom uit my belewenis, my ervaring van God. Daarom is ek seker. Dis die basis van my sekerheid. Ek het dit geverifieer. Dit is so. God is. Tweedens, ons is gelowiges. Met ander woorde, ons is mense van geloof. Maar, hoewel ons mense van geloof is, staan geloof nie in die sentrum van ons geloof nie. Ware geloof in God staan nie in die sentrum van ons geloof nie. As geloof in die sentrum gestaan het, dan het ons geloofshelde gesoek, wat groot geloof aan die dag lê. Dan het ons hierdie mense aanbid as ikone van groot geloof. Dan het ons aanhangers van mense geword, soos byvoorbeeld Martin Luther, of Reinhard Bonke, of John Wesley, of Billy Graham. Dit grief my as mense sê, ek is 'n Calvinus. Regtig? Herinner my so aan wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korinthe, toe hy gesê het, sommige van julle sê, ek is van Apollos, ander sê ek is van Cephas, ander sê ek is van Paulus. Het Paulus miskien vir julle gesterf? Het Cephas miskien vir julle gesterf? Apollos, het hy vir julle gesterf? Nee, Christus het vir ons gesterf. Jesus Christus is in die sentrum van ons geloof. God is die objek van ons geloof. As geloof in die sentrum gestaan het, dan gebruik ek my geloof om God uit die hemel te gaan haal en om af te bring hier na my toe, sodat hy alles kan doen wat ek wil hê hy moet doen. Dan word geloof
my instrument, waarmee ek van God my slaaf maak, wat alles moet doen, wat ek wil hê hy moet doen. Net soos Aladdin, wat die lampie vrywe, sodat die towergees kan uitkom, om al Aladdin se wense uit te voer. Nee vriende, geloof staan nie in die sentrum van ons geloof nie. Dis nie die objek nie. God is die objek. En ware geloof bring jou altyd in die regte verhouding met God. Hy is die soewereine, almagtige skepper. Ek is 'n skepsel wat in God, deur God en vir God geskep is. God staan in die sentrum. En geloof is slegs belangrik omdat ek geloof nodig het om in 'n verhouding met God te staan. Karl Barth sê, "It was never a desirable tendency to exalt faith into an ontic and central concept, displacing the real object, which is God, as though faith were the theme and the true event of salvation." So kom ons praat oor geloof en ons verhouding met God. En Hebreërs 11 vers 6 gee vir ons twee dinge wat ons in ag moet neem. Die eerste gedeelte van die vers klink so: sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons praat oor geloof en ons verhouding met God. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En Hebreërs gee vir ons twee voorbeelde om dit te illustreer. Die een is Henog. Hebreërs sê, deur sy geloof, deur Henog se geloof, is hy weggeneem. Met ander woorde, hy het nie die dood gesien nie. God het hom lewendig opgeneem in die hemel. En van Henog word gesê, sê Hebreërs, dat God in hom 'n behaag gehad het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Henog het God so behaag deur sy geloof in hom, dat hy vir Henog gesê het, kom op hierheen, kom na my toe. Hy het hom lewendig opgeneem in die hemel, hy het nie die dood gesien nie. Die ander voorbeeld is Abel. Jy al ooit gewonder, waarom het God Abel se offer aangeneem en nie Kain se nie? Hebreërs 11 vers 4 gee vir ons die antwoord. Deur geloof het Abel, daar het jy die antwoord. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig is. God het 'n behaag in Abel gehad, omdat hy deur die geloof sy offer gebring het. Abel het nie net geoffer nie. Nee. Hy het geglo en daarom het hy geoffer en daarom het God 'n behaag gehad in sy offer. Kain het blykbaar nie geglo nie. Hy het ook geoffer. Dalk het hy gesien sy broer offer, kom ek doen dit ook, maar sy offer het nie gekom omdat hy glo in God en daarom offer ek nie. Nee. So hier is dit. My goeie werke alleen, net my goeie werke op sigself, behaag God nie. Ons hoor dikwels by begrafnisse hoe mense se lof besing word. Ek kon nie vir 'n beter pa gevra het nie. Hy sou sy laaste sent vir iemand gee wat in die nood is, sonder om dit ooit weer terug te verwag. Weet jy wat?
God het geen baat in dit nie. Die beter vraag sou wees, het jy geglo dat God is? Het jy geglo dat God is? Daar's baie mense wat goeie goed doen. Ek dink aan biljoenêrs wat miljoene rande gee vir liefdadigheidsorganisasies, doen goed met hulle geld, maar God het geen behaag daarin nie. Want baie van hulle is ateïs, hulle glo nie eers in God nie. Waarom sal God 'n behaag hê in wat jy doen, as jy nie eers glo nie? Jakobus sê vir ons, geloof sonder werke is dood. Met ander woorde, as jy werklik glo, sal jy doen. As jy glo, sal jy doen. Maar om te doen in sigself is nie 'n bewys dat jy glo nie. So ons kan sê, geloof sonder werke is dood. Maar werke sonder geloof is ook dood. Selfs Abraham, vader van die geloof, is nie geregverdig deur sy werke nie, maar deur sy geloof. Omdat hy geglo het, het hy gedoen. Wat het hy gedoen? Hy verlaat Haran in Mesopotamië, die wêreld waarin hy groot geword het, waar hy omring was deur sy vriende, sy familie, alles wat bekend was vir hom, omgewing wat hy geken het soos die palm van sy hand, 'n kultuur wat hy mee vertroud was, goed geken het, tuis gevoel het in. En hy trek weg 'n onbekende toekoms in na 'n land toe wat hy nog nooit in sy lewe gesien het nie, net omdat God met hom gepraat het. Hy het geglo in God. Daarom doen hy. En daarom is sy geloof deur God welbehaaglik gevind. Abraham is geregverdig voor God deur sy geloof. Genesis 15 vers 6 sê, hy, Abraham, het die Here geglo en die Here het dit hom as geregtigheid toegereken. Laastens, die tweede gedeelte van vers 6, Hebreërs 11 vers 6, sê, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan. Die 2020 vertaling sê, glo dat hy bestaan. Ek dink die oorspronklike taal sê, glo dat hy is. Nee, ek glo nie net dat God bestaan nie. Ek dink dit sluit baie meer in as net God bestaan. Dit sluit ook in wie God is. God van liefde, God van geregtigheid, God wat goed is, God wat lankmoedig is, God wat vol goedertierenheid is, God wat waarheid is, God wat heilig is. Wie tot God nader, moet glo dat hy is. En dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Elke keer wanneer ek bid, begin ek my gebed so. Hemelse Vader, ek kom na U toe. Met ander woorde, ek nader tot God. Wie tot God nader, moet glo dat hy is. Dat hy is. En ek soek nie verniet nie. Dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Het jy al gewonder, waarom openbaar God homself net aan sekere mense? God openbaar hom nie aan almal nie. Nee. Net aan sekere mense. Hoekom? Is dit omdat God witbroodjies het? Nee, my vriend. Daar's net sekere mense
wat God soek. Pragtige voorbeeld kry ons in Handelinge 8 van die Ethiopiese hofdienaar. Hierdie man was 'n baie hoë amptenaar van die koningin van Ethiopië. Hy was in beheer gewees van haar hele skatkis. Ons kan maar sê, hy was die minister van finansies van Ethiopië. Hierdie man het geglo God is, en omdat hy glo dat God is, soek hy na God. En kyk hoeveel moeite doen hy in sy soeke na God. Hy reis al die pad van Ethiopië af, van die ooskus van Afrika af. Reis hy tot in Jerusalem in Judea, waar die tempel van God is, in sy hoop dat sy hart en sy soeke na God hier versadig sal word. Maar hy is teleurgesteld. Sy hart bly leeg. En so begin hy sy reis terug na Ethiopië toe. Maar hoewel hy teleurgesteld is, hou hy nie op om te soek na God nie. Want terwyl hy terugreis, lees ons dat hy uit Jesaja lees. Hy sit op 'n wa. Hy's besig om terug te reis. En terwyl hy op die wa sit, lees hy uit die boek van Jesaja. Hy hou nie op om te soek na God nie. En kyk hoe verras God hom. Die Here stuur 'n engel na Filippus toe, om vir Filippus te sê, gaan na hierdie man toe. En toe Filippus by hom kom, praat die Heilige Gees met Filippus en sê vir hom, gaan nader. Bly by daardie wa. En die Bybel sê Filippus het gehardloop na die wa toe. Toe hy by die wa kom, toe hoor hy, maar die man lees uit Jesaja. Vra vir die man, verstaan jy wat jy lees? Hoor die man se soeke na God. Hy sê, hoe moet ek verstaan as daar niemand is wat vir my verduidelik nie? Filippus klim saam met hom op die wa en hy verduidelik vir hom wat Jesaja geskryf het. Hoe dit van toepassing is op Jesus Christus. En skielik ontdek die Ethiopiër die weg na die Vader. En hy kom tot geloof in Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Filippus het geglo dat God is. En hy het gesoek na God. En God het hom op die mees verrassendste wyse beloon. My vriend, as jy glo dat God is, as daar 'n sekerheid in jou hart is, ek weet God is, jy soek hom. Jy soek hom met jou hele hart. Dit word gesien in die moeite wat jy doen. Jy ontsê niks in jou soeke na God nie. Wat dit ook al is, waarvoor jy God soek, hoor die woord van die Here. Hy sal jou beloon.